Weer eens is dit Shalom. Ek gaan vandag hierdie gesprek wat ons het oor gebed afsluit en sommer met die gesels oor daardie dinge waaroor ons kan bid en wat in ons ervaring nodig is vir jou en my, waaroor ons tyd spandeer met Vader en dit wat hy regtig wil doen in ons lewens. Onthou die belangrikste aspek van gebed. Dit wat ek en jy nooit moet vergeet. Gebed is die verhouding wat ek met Vader het. Gebed is daardie verhouding wat ons besig is om te bou met mekaar. Net soos wat ons met mense verhouding bou in ons gesprek. Gebed is daardie een aksie saam met die woord gedoen, wat vir ons 'n groei in ons lewe bring. En wat ons bring op daardie plek, soos Abraham en Mose, om genoem te word vriend van God. Dit kan net gedoen word, in verhouding. En as ek en jy bereid is om hierdie verhouding te volhard in, elke dag besig te wees daarmee, word dit dieper, word dit ryper, en word dit werklik 'n godsverhouding. En dan kan ek en jy met mense daardie selfde verhouding gaan bou. Gebed moet vir ons met ander woorde 'n oomblik vir oomblik lewenswyse word. Ja, daar's daardie tye wat dit baie belangrik is, wat ek en jy gaan afsonder, wat ons daai eenkant in ons binnekamer met Vader gaan deurbring. Dis daardie tye wat ek en jy daar gaan wees waar ons net met hom gesels en verhouding bou. Oomblik vir oomblik. Kan ek egter ook, oral waar ek loop, enige oomblik van die dag, kan ek met Vader gesels. As jong man, nadat ek 'n ontmoeting gehad het met hom, en Vader ons lewe verander het deur die wedergeboorte. Het ons geleef in die tydperk van die minis, in die tydperk van versoekinge, en soos elke jong mens, maar ook vandag. En in daardie tyd het Vader vir my geleer om vir oomblik tot oomblik sy hand vas te hou en saam met hom te loop en met hom te gesels. Ek het dit hardop gedoen, ek het dit fisies gedoen. Vir my was dit 'n ervaring gewees. En terwyl ons dit nie hoef te doen nie, was dit iets wat my lewe gebou het. Hierdie konstante gesprek in verhouding met Vader. Dit het my weerhou daarvan om foute te maak. Ja, menslik het ons nog steeds baie keer vergeet van Vader. Ons het nog steeds gesondig. Ons het nog steeds vergeet dat hy hierdie verhouding met ons wil bou. Maar die tye wat ek dit onthou het, soos wat ek weet ons nou oomblik tot oomblik, elke oomblik van die dag kan doen sonder ophou, het Vader hierdie verhouding gebou. En daar is 'n paar dinge wat ons dan kan doen. Daar's 'n paar dinge wat Vader vir ons wil doen, as ons tyd afsonder saam met hom. En die eerste daarvan is om goddelike krag te kan afbid. Ons lees dit in Romeine 15, Efesiërs hoofstuk 6, is dat ons hierdie goddelike krag kan afbid vir onsself, maar vir oorwinning in elke situasie wat daar is. Ons kan goddelike krag afbid in tye wanneer ons nodig het om, ek wil amper sê, bo menslike dinge te doen. Wanneer ons as mens skielik blootgestel word aan die elemente. Wanneer ons, soos prakties in ons lewe gebeur het, ons skielik 170 kilometer in die Himalajas moet klim van 800 meter bo seespieël na 5300 meter bo seespieël, waar die Tibetane oor die berge kom. In 7 dae. Menslik
is dit nie altyd moontlik nie. Maar vir Vader is dit moontlik om dit te doen en terug te gaan en nog weer eens te sien hoe sy wonderwerke, wiesoms wat verval het, op sy manier kan oplos. Dinge wat vir ons as mense onmoontlik is vir Vader moontlik. Mense wat se oë verblind word wanneer Bybels ingeneem word in lande in. Mense wat se oë oopgemaak word om die geestelike riem te kan sien wanneer Vader intree vir sy kinders, soos wat jy gelees het in die Bybel met Gehazi, toe hy net so bekommerd was, toe die nasies gekom het, die profeet wou vernietig. En as hy al besig was om troepe in te stuur en al hierdie mense wat die profeet wil vernietig, het God sy oë oopgemaak dat hy kon sien. En die vuurwaans, hierdie strydwaans van vuur, wat teen die berge was, met kragtige boodskappers. Maar hy moes sy oë oopmaak. Hy moes voorberei word vir hierdie geestelike ervaring. En wanneer ek en jy in 'n verhouding met Vader staan, is hierdie goddelike krag tot ons beskikking. Hierdie goddelike krag wat Satan nie teen kan staan nie. En in elke aanval wat hy oor ons pad wil bring, het God die vermoë en wag hy vir jou om hierdie goddelike krag van hom af te vra. Ons kan oorwinning kry oor siektes. Ons kan sien hoe demone uit mense uitgaan. Daar is niks wat vir God onmoontlik is, wanneer ons bereid is om in vertroue na hom te kom. Die tweede ding wat ek met jou wil deel, wat een van hierdie maniere is, die metodes is waardeur Vader ons wil seën, en dit is om toe deure oop te maak. En daardie deure wat oop lyk, en daardie deure van die wêreld wat verkeerd is en wat ons op 'n verkeerde pad wil lei, toemaak. Elke keer wanneer jy iets doen en dit lyk net of dit nie wil uitwerk nie. As jy 'n kind van God is, as jy tyd met Vader spandeer, as jy 'n verhouding met Vader het, en dinge wil net nie uitwerk nie, loof hom. Hy is besig om deure toe te maak wat nie vir jou die beste is. Maar hy sal deure oopmaak wat toe is andersins. Hoe baie het ons nie ervaar hoe Vader deure na lande waar ons paspoorte nie welkom was, oop te maak. Hoe baie keer het ons nie ervaar hoe Vader die deure oopmaak, wonderwerkend. Baie mense het al gespot daaroor, omdat ons opdaag op plekke waar ons nie veronderstel is om te wees, en dat te sê, maar hoe het hier gekom? Vader se wil, sy koninkryk moet hier gebou word. Vader maak deure oop, wat vir die wêreld onmoontlik lyk. Kind van God, kan ek vir jou vra, wat se deur is daar op hierdie oomblik wat voor jou toe is? Maar jy weet en vertrou, hierdie is Vader se wil. Jy weet dis God se wil. Dit is iets wat hy vir jou gesê het. Jy het 'n belofte daarvan. Maar die deur bly toe. In vertroue kan jy vir Vader vra, en hierdie deur sal hy oopmaak. Kolossense 4, vers 2 en 3. Daardie deur wat oopgemaak word deur God, kan niemand anders dan weer toemaak nie. Wat 'n deure is toe voor jou? Het jy gaan seker maak of Vader nie dalk daardie deur toegemaak het nie? Dan is dit nie sy wil nie. Hy wil nie hê jy moet soontoe gaan nie. Om daardie deur te gaan oop forceer en om aan te hou karring en om daardie deur oop te skop, gaan niemand goed doen nie.
Het jy al ooit opgelet in die Bybel, wanneer die Bybel praat oor die geldgierigheid van en die profeet wat teen God se wil gegaan het, praat dit van Biljam. En wanneer daar van Biljam gepraat word in die Bybel, het jy al sy storie mooi gaan lees. Hierdie koning het na Biljam toe gekom, en hy wou gehad het hy met die Israeliete gaan vervloek. En hy het gesê, maar hy gaan eers by Vader hoor. En Biljam het gekom en hy het by Vader gehoor en Vader het gesê nee. Let op, dis Vader se eerste antwoord. Let op, dit is Vader se wil. Dit wat hy antwoord, dit wat hy eerste gee, dis sy wil, dis wat hy wil doen. Hy het vir Biljam gesê nee. Biljam het vir koning gesê nee. Mense het weggegaan, hulle het teruggekom met 'n groter aanbod en meer geld en ons gee vir jou nog iets hier en ons weet, ons sit 'n ordy by en ons doen nog iets daarby en ons gee vir jou nog iets ekstra en Biljam het weer na Vader toe gegaan. Asseblief dink aan hierdie situasie. Op daardie oomblik ervaar ek amper asof God gesê het, Biljam, wat soek jy hier? Ek het mos geantwoord. Ek het mos die deur toegemaak. Wat soek jy hier? Vader, maar hierdie ouens sê nou dit en hulle wil hê ek moet gaan. En Vader sê vir Biljam, gaan. Nou kan ons verkeerdelik na die woord kyk en sê, maar hoe kan God nou vir Biljam sê, hy maak 'n fout? Hier sê Vader dan vir Biljam om te gaan. Hy sê vir hom om te gaan, want Biljam het die deur oopgeskop. Biljam het homself geforseer in die situasie. God het klaar nee gesê. Biljam wou egter, hy wil hierdie beloning hê, hy wou gegaan het. En daarom sê Vader, Biljam, gaan. Hoeveel keer het ons al foute gemaak in ons lewens, deurdat ons gedink het, Vader het gesê, doen dit. Vader het gesê, gaan maar dit was die tweede antwoord. Dit was nadat hy gesê het, nee, dis nadat ons weer gekarring het. Dink mooi. Is dit nie hoekom ons foute maak nie? Is dit nie hoekom ons in verkeerde werksituasies sit nie? Is dit nie hoekom ons op situasies sit wat nie van Vader is nie? Omdat ons deure gaan oopskop het, wat nooit sy wil was nie. Biljam het die deur oopgeskop. En nou agterna gaan hy uit, en hy gaan en hy volg hierdie koning, en skielik staan daar 'n boodskapper voor hom, en die donkie skuur sy been teen die muur. Hy beklei met die donkie tot met hom terug moet praat. En dan sê Vader vir Biljam, wat soek jy hier, waarheen is jy op pad, wat dink jy doen jy? En ek dink, Biljam kan met reg sê, maar jy het gesê ek kan gaan. Het hy? Of het hy gesê hy kan gaan, omdat het sy persoonlike wil was, en nie vir God se wil wou luister nie. Nogtans het hy gegaan, nogtans het God 'n nuwe opdrag gegee en gesê, jy mag die volk nie vervloek nie. En 3-4 keer daarna het hy dit gedoen. En vir 4 keer het hy 3 offers en 3 bulle en 3 skaap elke keer gebring, en die arme koning het betaal en betaal en betaal, en daar was nooit 'n vervloeking nie, want God kan nie teen sy eie wil gaan nie. En nogtans, na dit alles lees ons, dat Biljam vir die koning advies gegee het, hoe hy kan optree sodat God Israel sal vervloek, deur Israel te laat sondig, deur prostituie in die kamp in te stuur. Biljam het nie sy les geleer nie. Vader het die eerste keer gesê, nee. Daardie deur moes toegebly het. En ek vertel die storie vir jou, sodat jy jou eie verhaal daarin kan sien. Is daar dalk deure wat ons gaan oopskop het? Die eerste keer toe ons met Vader gepraat het, het ons gehoor wat hy gesê het, maar ons het nie gehou van die antwoord nie, en ons het aangehou en aangehou, tot ons die antwoord hoor wat ons wil hoor, en dan sê ons, maar Vader het gesê, het hy? Of het ons net gehoor wat ons wou hoor, soos Biljam? Moenie die toedeure gaan oopskop nie. Luister wat Vader sê, doen net dit wat hy sê. En dit sal vir ons die beste wees. En dan wanneer die deur toe bly, dan moet ons ernstig bid, en kyk of daar nie dalk iets is wat ons moet doen nie. Moet ek klop aan daardie, is daar iets wat ek moet doen?
Miskien is ek nie gereed vir daardie deur om oop te gaan nie. Maar as Vader dan daardie deur toehou, moenie aanhou nie. As Vader klaar geantwoord het, aanvaar sy antwoord. Totdat hy antwoord, hou aan bid, ja, volhard soos Daniël vir 21 dae. Totdat die antwoord kom en sê, Daniël, die eerste dag toe jy gebid het, het ek jou gehoor. Dit is vir my so 'n mooi verhaal. Daniël het aanhou bid, maar Vader sê die eerste dag toe jy gebid het, ek jou reeds gehoor. Vader maak toe deure oop vir sy kinders. Wanneer dit die beste is vir sy koninkryk, wanneer dit die beste is vir sy wil, sal hy die deure oopmaak. Die derde baie belangrike ding wat Vader gee vir sy kinders wanneer hulle verhouding met hom het deur gebed, is om die geestelike donkerte weg te bid. Baie keer word ons gebede nie beantwoord nie, want die situasie waarin ons is, word nog deur duisternis beheer. Die situasie waarin ons is nog nie waardeur Vader verheerlik kan word nie. Want daar is nog ander autoriteite, daar is nog ander kragte, daar is nog ander magte wat heers binne die situasie. En hulle moet eers verwyder word. Ons lees daarvan in 2 Korintiërs 4, ons lees in Daniël 10. Ons lees in elke keer van hierdie ervarings in die skrif, lees ons dat daar 'n geestelike krag is wat eers gebreek moet word. Prakties, die tyd toe Vader ons ingestuur het, onder 'n nasie wat nog nooit gehoor het nie. 'n volk wat in satanisme, 'n volk wat in shamanisme, satanaanbidding, 'n volk wat in praktyke van 'n geesteswêreld vasgebind is. Het Vader ons ingestuur eers om volgens die belofte van Jesaja die ploegskaar te wees wat die rande van die berge afbreek. Ons moes eers gaan oopkloof. Ons moes eers hierdie harde grond, die klippe uit die pad uitbreek. Hierdie geestelike oorlogvoering, hierdie stryd, hierdie donkerte het 3 jaar geneem in stryd. En alhoewel dit 'n oorwinning was vir die gees van God, alhoewel dit 'n oorwinning was in die koninkryk, was dit vir ons 'n harde menslike stryd, 'n pad waarin ons Vader se teenwoordigheid moes ken en ervaar, waarin ons onder die beskerming van Vader se gees moes staan van oomblik tot oomblik. Sekerlike ervaring waaroor mens boeke sou kon skryf, maar ek glo nie mense moet na mense ervarings kyk nie. Kyk liewers wat Vader wil doen in jou lewe. In hierdie 3 jaar het ons die konsepte geleer om elke autoriteit te identifiseer, om die magte van die duisternis nie net te identifiseer nie, maar weg te dryf. Nadat hierdie geestelike mag oor hierdie mense gebreek was, kon God deurbreek en ons kon die donkerte sien verdwyn en ons kon sien hoe Vader se lig oor mense se lewens kom. Die woord vertaal kon word, mense waarheid kon vind en tot vandag toe ons die getuienisse hoor van duisende van hierdie stam en volk wat inkom in die koninkryk. Loof hom, hy is getrou, maar die geestelike magte moes eers gebreek word. Kan ek hier 'n stelling maak hoekom ek glo dat daar so min werklike geestelike groei is? Ja, binne ons kerke. Daar so min werklike volwassenheid is. Mense wat die volheid van die waarheid van God se gees, ervaring van die karakter van Vader in hulle lewens kan hê. Omdat ons die geestelike magte nie oorwin het. Omdat mense aanhou leef binne geestelike magte, omdat mense aanhou leef binne omstandighede, lewenssituasies, wat nie deur Vader nie, maar deur die mag van duisternis beheer word. Omdat mense leef in standaarde, instruksies, God se wette wat geïgnoreer word, waar Satan se wêreldwette aanvaar word. Die standaarde van kleredrag, die standaarde van mense,
Hierdie standaarde van lewenswyse staan onder die mag en autoriteit van Satan, en omdat dit nie deurgebreek is nie, omdat daar nie oorwinning is nie, is daar nie die karakter van Vader in die lewe van baie mense nie. Loof hom vir hulle wat dit deurgebreek het. Loof hom vir hulle wat nie soos Biliam tevrede was met die tweede keuse nie, maar wat die eerste keer toe Vader gepraat het, gehoor het, en wat hierdie geestelike donkerte kon deurbreek, en werklik lewe kan hê. Leef jy in die lig, sien jy die lig. Dit is so wonderlik. Vader het vir ons sy woord gegee, waardeur al hierdie goed vir ons gegee kan word. Vader sê, vra van my wat julle behoefte is. Ek wil 'n omstrede, amper gevaarlike onderwerp aanraak as die 4de deel, waardeur Vader vir ons voorsien. En dit is, ons kan finansiële hulp losbid in ons lewens. Nee, ek het nie gesê, Vader wil jou ryk maak nie. Ek sê, Vader wil genoeg voorsien in sy koninkryk. Ek het nie gesê, Vader wil vir jou 'n sekere voertuig en 'n motor gee nie. Ek sê, Vader wil vir jou gee wat die beste is wat jy kan gebruik in sy koninkryk. Dis wat Vader wil doen. Ons kan deur gebed finansiële krag losbid. Ons kan deur gebed Satan se magte op finansies losbreek. In 'n seminar wat ons gereeld aanbied vir besigheidsmanne oor finansiële beheer en oor hoe om Vader se finansies te hanteer, sien ons elke keer hierdie deurbrake kom. Wanneer mense hulle finansies volgens Vader se voorskrifte begin hanteer, sien ons oorwinning in besighede. Waarmee sit ons vas? Hoekom het ons nie voldoende om te doen wat Vader ons voorroep altyd? Ons kan dit losbid, ons kan dit losmaak in die geestelike riehelm, sodat dit wat Vader beplan het vir hierdie situasie, werklik kan gebeur. Ons kan goddelike krag afbid in elke situasie. Ons kan toe deure oopbid. Ons kan die geestelike donkerte en duisternis verdryf en wegbid. En ons kan Vader se voorsiening op elke terrein losbid. Sy gesondheid, sy voorsiening. O ja, dis wat Vader vir ons wil gee. Dis sy beloftes, en omdat dit sy beloftes is dit wat hy gee. Dis een verdere aspek wat ek vinnig wil hanteer, en dis intersessie. Ons kan in die plek staan van ander, namens hulle, hierdie selfde dinge losbid, saam met hulle Vader vertrou, solank ons met hulle saamstem, en solank ons in eenstemming met mekaar is, kan ons hierdie dinge vir mekaar losmaak. Intersessie is nie net vir sekere mense nie. Daar is sekere mense met meer tyd, wat meer tyd het om intersessie te doen. Maar elke kind van God is geroep tot intersessie. Die woord wat gebruik word in Jesaja 53 daarvoor is pega, om te staan en om tussenin te staan. Ek en jy kan gaan staan en ons kan tussenin staan namens ander in al hierdie aspekte wat ek genoem het. Geestelike krag los te bid vir mekaar, om oop deure toe te maak wat nie van Vader is nie, en om toe deure oop te maak sodat ons sy wil kan leef, om geestelike donkerte weg te bid en finansiële hulp los te maak, om absoluut in hom oorwinning te kan behaal. Gaan ons volgende keer gesels oor die gevolge van gebed, waardeur ons hierdie reeks afsluit. Mag Vader in sy teenwoordigheid U help en wysheid gee, om los te maak wat vasgemaak is, en om vas te maak wat Satan probeer losmaak, sodat sy krag verbreek kan word, en ons in oorwinning kan leef, in Jesu. Vader, dankie dat U dit doen. Dankie ons Vader. Ek bid nou vir wysheid in elke een se lewe, om te kan sien waar die deure toe is, wat U wil oopmaak.
in die naam van Yeshua. Amen.